Vriende, hartlik goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Op hierdie pragtige oggend is ons so dankbaar om 'n nuwe dag in die naam van ons Here te begin. En mag die Here ons harte open vir sy woord en hierdie woord in ons harte bevestig sodat ek en jy tot sy eer kan lewe. Dankie dat u vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons lees vanmôre Openbaring 7 vers 9 tot 12. Hierna het ek 'n groot menigte gesien, wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal, en het voor die troon en voor die lam gestaan. Hulle het wit klere aangetree, en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle het hard uitgeroep: Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die lam. Al die engele het rondom die troon, die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan. Hulle het toe voor die troon gekniel met hulle gesigte na die grond toe, en het God aanbid en gesê: Amen. Die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God, tot in alle ewigheid. Amen. Hierdie visioen wat Jesus Christus aan Johannes geopenbaar het, gee vir ons 'n kykie van hoe die hemel lyk, en wat Johannes alles daar gesien het. Aan Jesus Christus is 'n boekrol gegee wat oopgemaak moes word, en hy was die enigste een wat dit wel kon oopmaak. Nadat die 6de seël gebreek is, lees ons dat God al sy kinders bymekaar gemaak het en hulle 'n merk op die voorkop gegee het. En toe lees ons in vanmôre se gedeelte van hoe Johannes in die hemel 'n baie groot menigte gesien het wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal, en het voor die troon en voor die lam gestaan. Wie was hierdie menigte, wat so baie was, dat hulle nie eers getel kon word nie? Dit is die gelowiges, wat enduit volhard het, tot die einde toe. Al die kinders van God, uit alle wêreldlande, uit elke stam, volk, taal en nasie. Hulle is oorwinnaars, daarom is hulle in wit geklee. En daar was palmtakke in hulle hande, wat dikwels deur die mense in Israel gebruik is, wanneer konings of hooggeplaastes op pad was na die stad, om hulle te verwelkom. Al hierdie mense het uitgeroep: Ons redding kom van ons God, wat op die troon sit, en van die lam. Al die engele rondom die troon, as ook die hele skepping van God, en ook alle kinders van die Here, het voor die troon gaan neerbuig om God te aanbid. Hulle het gesê: Amen, die lof en die heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan ons God, tot in alle ewigheid. Hierdie is 'n gedeelte, broeder en suster, wat vir ons bevestig dat Jesus Christus na hierdie wêreld toe gekom het vir alle mense, en dat enige een wat in hom glo, maak nie saak in watter volk of taal of nasie jy is nie, maar as jy in Jesus Christus glo, sal jy gered word. En in die hemel, rondom die troon van God, sal daar uit elke nasie, stam, volk en taal, mense rondom die troon van God wees en voor die lam van die Here staan. Ons kry in vandag se tyd mense wat sê dat slegs sekere bevolkingsgroepe gered word. Mense van hierdie of daardie volk is die spesiale uitgesoektes en die res gaan verlore. Dis nie die Bybelse beginsel nie en nie die Bybelse antwoord nie. Vers 9 sê uitdruklik: Daar was van elke nasie, stam, volk en taal, mense wat voor die troon en die lam gestaan het. God se redding is vir enigeen bedoel, vir almal wat hom met 'n gelowige hart aanneem.
En wanneer ons eendag in die hemelse troonsaal voor hierdie God van hemel en aarde gaan neerbuig, gaan dit 'n wonderlike voorreg wees om die lof en die heerlikheid aan hom te bring, die dank en die eer, en die mag en die sterkte wat aan hom behoort, tot in ewigheid aan hom toe te sing. Ons moet uitsien na daardie dag, broeder en suster. Terwyl ons hier op aarde is, laat ons alles in ons vermoë doen om God te verheerlik, om gehoorsaam aan hom te wees en te lewe soos wat sy woord van ons vra. Kom ons bewaar die Here se woord in ons harte en ons leef ons geloof uit tot die eer van sy naam. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag, vir die voorreg om in hierdie dag ons lewe aan U te kan kom toevertrou. Dankie Here, dat U ons hier op aarde geplaas het met 'n doel. Terwyl ons hier lewe, is dit ons voorreg om U kinders te wees. Bou ons op in die geloof. Stuur die Heilige Gees uit om ons te motiveer en te aktiveer om ons allerbeste vir die Here te gee. Wil U uit genade al ons sonde en ons tekortkominge vergewe. Was ons skoon in Jesus se bloed en help vir ons Here om te lewe in Jesus se voetspore. Seën vir ons hierdie mooi dag. Hou U hand van liefde en bewaring oor ons uitgesteek. Ons vra dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.